Hallo, kruiskietsmaats, dis vir my so lekker dat ek bietjie weer saam met julle kan kuier vandag. Ek wil gou hê laat ons oë sluit, dan begin ons gou. Liewe Here, baie dankie dat ons nog 'n oggend kan hê. Dankie dat ons nog in U se woord kan inklim en dankie dat ons nog meer kan leer van U. Kom bid dit alles in U se groot en heilige naam alleen. Amen. Nou, ek wil vir julle vra, hoe was julle eerste week van skool? As dit lekker was, dan wys jy vir mamma en pappa so 'n groot shop. As dit nie so lekker was nie, dan wys jy maar so 'n thumbs down. Dan vertel jy 'n bietjie vir mamma en pappa, hoekom was dit lekker? Wat was die lekkerste gedeelte van skool en wat was nie so lekker van skool nie? Maar ek wil 'n bietjie vir julle vra vandag. Wie van julle hou van praat? Ek weet ek hou baie van praat. Maar terwyl jy nou praat, met wie hou jy die meeste van om te gesels? Vertel bietjie gou vir mamma en pappa. Nou, waaroor hou jy van om te praat met jou gunsteling persoon? Dink bietjie. Nou, het jy geweet dat jy met Jesus kan praat? Net soos wat jy doen met jou heel gunsteling persoon. Regtig, egtig. Kom ons lees gou. In Filippense 4 vers 6. Sorry, 4 vers 6, ja. Kom ons lees gou. Ons sien hulle sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en met dankbaarheid aan God bekend. Nou, dink bietjie daaroor. Hoe moet jy vir God kan sê dankie? Of hoe moet jy vir hom kan mee praat? Deur om te bid. Julle is reg. Nou, wanneer julle bid, ek weet julle bid nou lekker saam met mamma en pappa, maar kom ek leer julle bietjie hoe jy op jou eie ook kan bid. So ons altyd 'n gebed begin, is jy sê dankie. Jy sê dankie vir alles dit wat jy het, dit wat Jesus vir jou gedoen het, of selfs dit wat jy by die skool geleer het. Jy kan vir enigiets dankie sê. Het jy geweet, as jy begin dink aan alles wat die Here vir ons gegee het, kom ons dink bietjie. Jy het 'n huis, jy het kos, jy het 'n warm bed om in te slaap, jy het klere wat jy aan jou lyf het, en jy kan skool toe gaan, jy het maatjies, jy het 'n mamma, 'n pappa, jy het 'n ouma, 'n oupa, of dalk 'n tannie en 'n oom. Jy het so baie om voor dankie te sê. So, as jy jou gebed begin, dan sê jy dankie vir iets. En dan, daarna, dan sê jy jammer. Want, maak nie saak hoe hard ek en jy probeer om soos Jesus te wees nie. Gaan ek en jy nog steeds partykeer nie die regte goed doen nie. Partykeer gaan jy nie vir mamma en pappa luister nie. Partykeer gaan jy die verkeerde goed sê. Of selfs, partykeer gaan jy net die verkeerde ding doen. Dit gebeur soms, want ons is mos in sonde. Maar gelukkig het Jesus kom ons gekom om vir ons te vergewe, nê? So, jy sê dankie, en dan sê jy jammer. Daarna, dan vra jy vir Jesus, waarmee hy jou moet help. Kom ons sê nou, jy skryf 'n baie groot toets. Dan sê jy, dankie dat ek hierdie toets kan skryf, dankie dat ek in 'n skool is wat ek kan hierdie toets skryf. Ek is jammer dat ek te lui was om te leer, of selfs, ek is jammer dat ek nie genoeg geslaap het nie. Dan sê jy, asseblief kan u my help met hierdie toets. Jy sê, dis lekker, nie? En dan het jy geweet, jy kan daarna vra dat hy iemand anderste ook help. Jy sê, so jy hoef nie net om vir jouself te bid nie, jy kan vir ander mense ook bid. Maar nou, as jy vir hom bid, het God gewoonlik so 3 antwoorde. Partykeer sê hy vir jou ja, en hy help jou. Ander kere sê hy nee. En meeste van die tyd is dit nie omdat hy sleg wil wees vir jou nie, maar is omdat dit nie is wat hy vir jou beplan het nie.
Dan, die derde antwoord is nie nou nie. Jy moet so 'n bietjie wag. Daai dink ek is die moeilikste antwoord om te hoor. Want om te wag is nie altyd baie lekker nie. Dan, ek wil bietjie hê julle moet nou vir my dink. Dink aan mamma en pappa. Want as mamma en pappa vir jou alles gegee het wat jy wou gehad het, dink jy dit sal lekker wees? Nee. Want dan kon jy vir mamma en pappa vra voordat jy bed toe gaan. 'n Plaas van dat jy aandete eet jy net sweeties. Is dit gesond vir jou? Nee, glad nie. Dit sou lekker wees, ja, maar dit is nie gesond vir jou nie. Mamma en pappa weet wat goed is vir jou. Hulle weet wat's beste. En net so weet God ook wat vir jou goed is. En hy wil net die beste vir jou hê. Ek wil hê julle moet bietjie hierdie week dink aan vir wie julle kan bid. As jy bietjie sukkel om te dink aan iemand vir hom te bid, kan julle bietjie bid vir Tannie Carly en vir Oom Jorie. Want Tannie Carly is bietjie siek en Oom Jorie sukkel so bietjie. Maar dis oukei. Gelukkig weet ons Tannie Carly is veilig in die Here se hande. So ek wil bietjie vir julle vra. As julle vir hulle kan bid, dan sal dit baie help. Maar dink self aan iemand naby jou wie vir jy kan bid om vir hulp. Kyk, kom ons maak gou ons oë toe. Liewe Here, baie dankie dat ons kon leer hoe om vir U te bid. Dankie dat ons kan uitsien om met U te praat. En dankie dat U net die beste vir ons het. Ek kom bid dat U ons almal veilig sal hou en dat ons almal net lekker sal leer weer by die skool. Kom bid dit alles in U se groot en heilige naam alleen. Amen. Dit was so lekker verby om hierso by julle te kuier. Ek sien uit om julle volgende week weer hier in ons tent te sien. Bye!